Ons trek by les nommer 3 en ons is steeds besig met die boek van Genesis. Vandag gaan ons kyk na die storie van Abraham. Nou Genesis 11 spring weg met 'n geslagsregister al die pad van Sem tot by Abraham. Nou kom ons kyk na die stamboom van die 3 kinders van Noag, Sem, Gam en Jafet. Die middelste ene Gam sal jy sien uit hom uitkom die Kanaaniete en ons gaan redelik baie van die Kanaaniete lees soos wat ons deur die Bybel gaan, maar die storie wat ons gaan volg is Shem, die eerste ene daarso, want uit Shem uitkom die Israeliete, die Hebreëse mense, en uit Shem uitkom die storie van Jesus. Nou hierso het ek 'n tydlyn ingesit wat net vir my vreeslik interessant is. Ek het al die ouderdomme neergesit van Adam tot by Juda. En dan kan 'n mens sien dat daar waar ek die pyltjie gesit het, die rooi gedeelte daar is die tydlyn of die tyd van Abraham. Nou Abraham het gelewe gedurende die tyd van Noag. Nou Noag het nog 450 jaar gelewe na die vloed. So Abraham het die voorreg gehad om na sy oupa grootjie toe te gaan en vir hom te sê, hy moet vir hom die storie vertel van die ark en van die vloed, so ek het net hier ingesit, wat sy voorreg was dit nie vir Abraham gewees, om sommer direk by Noag die hele storie te gaan hoor. So kom ons begin nou met die storie van Abraham. God sê aan Abraham, los alles en gaan na die land wat ek jou gaan wys. Wat interessant is dat Abraham se pa Tera was eintlik al reeds op pad na Kanaan toe. Jy sien dit in Genesis 11. Nou toe Abraham in Kanaan aankom, was daar al reeds Kanaaniete wat daar gebly het. Nou, vir die normale mens soos ons, klink dit baie vreemd. Imagine God sê vir jou, sien jy daai huis daar? Dis joune, gaan trek in, maar daar bly reeds mense daar. Nou, dis hoe dit eintlik nou hierso lyk. Maar met tyd, soos ons deur die Bybel werk, sal jy God se storie beter verstaan. Ek gaan hierdie redelik baie sê, dat die Ou Testament is 'n spieelbeeld van die Nuwe Testament en ons tyd. Die mense het in die Ou Testament fisies beleef, waar ons dit geestelik beleef. God het vir ons, sy kinders, die aarde gegee, maar ons kan sien dat dit behoort nou huidiglik aan die wêreld. Maar God sê, glo my, volg my en eendag sal ons die aarde beerwe. Nou kom ons begin nou met die storie van Abraham. Nou soos ek gesê het, sy pa was al reeds op pad na Kanaan toe. Genesis 11 vers 26. Toe Tera, dis nou Abraham se pa, 70 jaar oud was, het hy die vader geword van Abraham, Nahor en Haran. Genesis 11 vers 31. En Tera het sy seun Abraham geneem, en die het saam met hulle uit Ur van die Chaldeërs getrek om na die land Kanaan te gaan. En hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon. Nou hierso het hulle toe nou 'n lang rukkie gebly, want een van Tera se seuns het dood gegaan. Nou, Abraham staan bekend as die vader van geloof. As jy byvoorbeeld vir baie Christene van vandag vra, dat hoe kom 'n mens in die hemel, sal baie van hulle sê deur jou goeie werke. Nou, goeie werke is baie belangrik, maar dit is nie hoe ons in die hemel kom nie. Jy kom in die hemel deur geloof in Jesus Christus. Nou hierso is ook 'n voorbeeld van dit, dat Abraham het die belofte gekry deur geloof. Dit het alles gebeur voor die besnydenis, voor die wet van Moses, voor enige werke. Geloof is die antwoord. Abraham is geregverdig deur die geloof. Genesis 15 vers 6 sê, en hy het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. In die Nuwe Testament, Hebreërs 11 vers 8 sien ons dit weer. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon. Nou as ek aan Abraham dink ek aan die storie van waar hy sy seun moes geoffer het, of ons dink byvoorbeeld aan die belofte wat God vir Abraham gee, waar hy vir hom sê dat jou nageslag sal wees soos die sterre van die hemel en soos die sand van die aarde. Nou hierso het ek 'n tydlyn neergesit van die storie van Abraham, al die pad van Haran, waar ons nou trek, tot by Moria, waar hy sy seun moes geoffer het. Genesis 12 vers 1 sê God vir Abraham, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. Nou soos ek alreeds gesê dat Abraham is oorspronklik van die land Ur, maar hy het saam met sy pa opgetrek tot by die land Haran. En in Genesis 12 vers 2 sê God vir Abraham,
Hier is nou die eerste belofte wat hy vir hom gee, en hy sê vir hom, ek gaan vir jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën, jou naam sal so groot wees, dat jy 'n seën sal wees, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe Abraham nou uiteindelik in Kanaan aankom, toe sê God vir hom in Genesis 12 vers 7, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. So hierso begin Abraham se faith journey. Nou die eerste dorpie waarby hy stop is die dorpie Sechem, en dit is nou juist hierso waar God vir hom sê, sien jy hierdie land, ek gaan dit vir jou gee en vir jou nageslag gee. En hy beweeg toe 'n bietjie af onder toe tot by die dorpie Bethel, en hierso bou hy 'n altaar en hy roep die naam van die Here aan. Nou baie van ons as mens is geneig om altyd terug te val na ons ou maniere toe. Ons het altyd baie goeie intensies om te verander, maar ons val altyd terug na ou patrone toe. Sê byvoorbeeld, jy besluit jy wil graag diet, hier teen maandag is jy vol vlam, en maar hier teen dinsdag raak dit bietjie moeiliker, en hier teen woensdag, oordat daar nie gesonde kos in die huis is nie, dan val 'n mens net weer terug na ou patrone toe en na ou eetgewoontes toe. Nou, dis heel moontlik wat hierso ook met Abraham gebeur het. Hy het deurbeweeg vanaf Sechem tot by Bethel, al die pad aan die onderkant tot by die Suidland. Nou die Suidland lyk baie soos So ek het dit in Engels gesit, is going back to patterns that we know, or that he knows. Maar terwyl hy so in die Suidland is, tref 'n hongersnood hierdie area, en hy vlug toe, hy trek toe weg na Egipte toe. Nou terwyl hy in Egipte is, sê hy vir sy vrou, asseblief as iemand vra, sê jy is my suster, jy is nie my vrou nie. En toe wat gebeur het is, die Farao neem toe vir Sara, en God stuur toe pla oor die Farao se huis, om vir hom te sê, hey, daai is iemand anders se vrou. Maar wat nog interessant is, die eerste keer toe ek het gelees het, dink ek, hoekom wil Abraham nou so jok? Mense sal nou dink dat Abraham staan bekend as die vader van geloof, dis mos nou 'n goeie voorbeeld in die Bybel. Maar as jy gaan sien in Genesis 20, 'n bietjie verder aan, Genesis 20 vers 12, sê hy, en sy is ook werklik my suster, sy is my vader se dogter, maar nie my moeder se dogter nie, en sy het my vrou geword. So eintlik het hy nie vir die Farao gejok toe hy gesê dit is sy suster nie. Nou, toe hy teespoed gekry het in Egipteland as gevolg van die Farao wat sy vrou geneem het en wat toe nou pla ontvang het, toe beweeg hy terug na Bethel toe. Nou, as ons teespoed tref, moet ons terug beweeg na daar waar ons God laaste ontmoeting mee gehad het. Nou, in hierdie tyd het Lot en Abraham se veewagters bietjie met mekaar begine verskil oor die weiveld, want daar was nie genoeg weiveld vir albei van hulle se vee nie. Genesis 13 vers 10 sal ons sien dat, onthou Abraham sê toe vir Lot, kies jy eerste, jy kan eers die weiveld kies wat jy graag wil hê. En toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek orals volop water het. So Abraham het vir Lot, dit is nou sy broerskind, die geleentheid gegee om eerste te kies. En Lot kies toe die mooi groen velde. Ek het hier so net 'n map opgesit sodat jy kan sien dat hy die Jordaanstreek gekies, net so regs van Israel. Nou, heel moontlik oordat Abraham so goeie hart gehad het en vir Lot die geleentheid gegee het om eerste te kies, toe het God weer vir Abraham 'n belofte gegee in Genesis 13 vers 14, en hy sê vir hom, die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid, en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Nou, Lot word toe gevange geneem. Kom ons kyk gou na die storie. In Genesis 14 sien ons dat 4 konings was besig om oorlog te voer teen 5 konings, waarvan Sodom en Gomorra een van die volke was, die lande of die dorpies was, wat deel was van die oorlog, en onthou Lot het in hierdie area gebly. So wat Abraham toe doen, toe hy hoor dat sy broerskind is gevange geneem, toe stuur hy 318 van sy geoefende manne om Lot te gaan red. Net om te dink, hy 318 geoefende manne gehad wat saam met hom in die huis was. En toe met die terugkeer, toe ontmoet hy vir Melchisedek.
En ons lees dit in Genesis 14 vers 18. Nou Melchisedek is 'n baie interessante karakter. Kom ons kyk gou-gou wie is Melchisedek. Genesis 14 vers 18 lees ons, ek het dit hierso in Engels, and Melchizedek, king of Salem, brought bread and wine. Now he was a priest of God Most High. Nou wat ons hierso kan sien is dat Melchisedek was the Prince of Peace, en hy was 'n priester van God gewees, 'n hoëpriester van God gewees, en hy was the King of Righteousness. Dit lees jy in Hebreërs 7 vers 2, ek gaan daai nou lees, en dan gaan jy sien dat Abraham het, toe hy vir Melchisedek ontmoet het, vir hom 'n tiende van sy byt gegee van hierdie oorlog. Hebreërs 7 vers 2, weer Engels, whom also Abraham apportioned a tenth part of all the spoils, was first of all by the translation of his name King of Righteousness, and then also King of Salem, which is King of Peace. So hierdie spesifieke karakter, as jy gaan kyk wat sy naam beteken in die oorspronklike Hebreëus, is dit Prince of Peace en King of Righteousness. Nou op die einde het hy toe vir Abraham geseën ook, en ons sien dit ook in Hebreërs 7 vers 1, for this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham as he was returning from the slaughter of the kings, and he blessed him. So dit is eintlik ook maar 'n spieelbeeld van Jesus wat gaan kom. Ek weet party mense dink dit is selfs Jesus wat Abraham hierso ontmoet het. Nou as jy kan sien, hierso het Abraham toe 'n tiende van sy spoils vir Melchisedek gegee, en hierso is die tiende beginsel voor die wet. Daar's vreeslik baie mense wat sê, nee, tiende is wet en ons is nie onder die wet nie, maar tiende het al gebeur nog voor die wet. Hierdie is nou nog die tyd van Abraham, nie die tyd van Moses nie. Genesis 15, nadat hy toe nou vir Lot gered het, is hy heel moontlik 'n bietjie bang, want hy het nou ek sal nie sê moeilikheid gaan soek nie, maar hy het nou net 4 konings gaan veg om sy broerskind te red. En dan sal jy sien, God sê vir hom, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. En Abraham vra toe vir God, nou, wie gaan my nageslag wees? En Genesis 15 vers 4 sê, die een wat, God antwoord hom en hy sê, die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. Kyk nou op na die hemel en tel die sterre, as jy hulle kan tel, so sal jou nageslag wees. Nou Abraham vra toe vir 'n teken. Hy vra toe vir God 'n teken en vra God, hoe weet ek dat hierdie land gaan aan ons behoort? En God sê vir hom, of kom ons lees gou hierso Genesis 15 vers 8, hy vra vir 'n teken en hy sê, Here, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? En die Here antwoord en hy sê vir hom, neem vir my 'n 3 jaar oue vers, 'n 3 jaar oue ooi, 'n 3 jaar oue ram, 'n tortelduif en 'n duif. Vat elkeen van hierdie diere en deel dit middeldeur. Nou, behalwe nou die duwe, sal jy lees het hy nie in die helfte gedeel nie. Nou, dit sê dat terwyl dit donker geword het, nou dit moes eintlik 'n baie snaakse, as ek so mag sê, want onthou, ons het nou nie groot geword in hierdie kultuur nie, dit moes 'n snaakse prentjie gewees het van Abraham wat al die diere in die helfte gesny het, en hy moes hulle weerskante van mekaar gesit het, en dink aan die vliee, en so, en hy moes aasvoëls weghou, en maar gedurende middernag het daar 'n skrik oor hom gekom, en duisternis het hom oorval. En 'n rokende oond en 'n vurige fakkel het deur die vleis beweeg. Nou wat hierdie is eintlik 'n voorbeeld van 'n bloedverbond. En 'n bloedverbond beteken, so shall it be done to me if I break the terms of the covenant. So wat God sê, dat as ek nie hierdie belofte wat ek aan jou gemaak het nakom nie, sal dit wat met die diere gebeur het, ook met my gebeur. Nou, wat is 'n blood covenant? Nou, 'n covenant in Hebreëus beteken to cut. Nou, wat gebeur by 'n bloedverbond? Baie keer is dit eers 'n uitruil van geskenke. Nou, bloed word in wyn gedrip en dan word dit gedrink. Baie keer sal hulle byvoorbeeld 'n boom plant of 'n monument plant om hierdie blood covenant te eet, die eet af te lê, en dan word die curses en die blessings word dan ook uitgeruil. Nou, wat verteenwoordig die bloedverbond? Nou, wat dit beteken is, God sê vir Abraham, alles wat myne is joune. So hierso het God 'n bloedverbond met Abraham gesluit.
En God openbaar altyd sy plan is aan die mense. Ons het al reeds hierdie ook gesien in Amos 3 vers 7. Surely the Lord God does nothing without revealing his plan. Genesis 15 vers 13 sê, waar hierso praat God nou met Abraham en hy sê vir hom oor die toekoms, maar weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Nou as jy mooi luister sal jy agterkom, hierdie is eintlik die tyd waar die Israeliete in Egipte gebly het. En God gaan verder aan en hy sê, maar ek sal ook die nasies oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees. En daarna sal hulle uittrek met baie goed. So hierdie storie gaan nou nog steeds gebeur. Ons gaan dit bietjie later sien wanneer die Israeliete in Egipte is. Nou vers 18 sien ons dat God sluit 'n verbond met Abraham en hy sê vir hom, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraat rivier. Is amper asof God nou die land wat hy vir hom beloof het, net bietjie groter gemaak het. So Abraham is nou al 10 jaar in die land, maar sy vrou het nog nie 'n kind gekry nie. So sy vrou maak toe 'n plan en sy sê, hierso is my slavin Hagar, kry maar 'n kind by haar, want dit lyk nie asof ek 'n kind gaan kry nie. Nou, baie keer kry ons beloftes van God en ons as mens het nie geduld nie, ons val altyd het dit moet vinniger gebeur, maar ons moet onthou dit gebeur altyd op God se tyd. Psalm 31 vers 15 sê, at the right time God will provide your need. As jy nou gaan sien, hierso het Abraham en Sarah hulle eie plan gemaak, en toe is die seun Ishmael gebore, en die twee Ishmael en die Israeliete is tot vandag toe nog stamp hulle koppe oor wie is die ware eersgeborene van Abraham. Nou wat gebeur het toe Hagar toe nou swanger word, het sy eintlik lelik geraak teenoor Sarah, en Sarah het toe kwaad geraak en sy het na Abraham toe gegaan en gesê, kyk hoe lelik hanteer Hagar my, en Hagar het toe weggehardloop en sy het toe gaan wegkruip in die woestyn. Ons sien dit in Genesis 16 vers 10, sy hardloop weg van Sarai af, wat haar lelik hanteer het. En terwyl sy hierso in die woestyn is, toe verskyn die engel van God aan haar, en hy sê vir haar dat binne in jou is daar 'n nasie, en ek sal jou nageslag grootliks vermeerder. Vers 12 sien ons, en hy sal 'n wilde esel wees van 'n mens, en sy hand sal teen almal wees, en almal se hand sal teen hom wees. So die engel van die Here gee toe 'n belofte hierso aan Hagar, en sê, dat die nasie wat uit jou uitkom, gaan 'n belofte op hulle lewens hê. Nou, is dit nou, onthou, Ishmael is nou al gebore, en Sarai is nog steeds nie swanger nie, en hulle is nou alweer 13 jaar later, sien ons in Genesis 17 vers 1, het God aan Abraham verskyn, en hy sê vir hom, jou naam sal nou nie meer Abraham wees nie, maar dit sal nou Abraham wees. Ek sal jou seën, en ek sal jou God wees. Genesis 17 vers 1 sien ons God verskyn aan Abraham en sê, ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. En God sê, die teken van die verbond is die besnydenis. Genesis 17 vers 13 sien ons, so moet dan my verbond in julle vlees wees as 'n ewige verbond. Vers 10 sien ons, al wat manlik onder julle is, moet besny word, 'n teken van die verbond tussen my en julle. Al is hy gebore uit jou huis en al is hy gekoop, elke manlike persoon in Abraham se huisgesin moet besny word. Deuteronomium 30 vers 6 sien ons, moreover the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants, to love the Lord your God with all your heart and with all your soul, so that you may live. Onthou, ons het nou reeds gepraat oor die besnydenis, dat in die tyd van Noag het God 'n verbond gesluit met Noag en gesê, hy sal nie weer die mens uitwis met water nie, en die teken wat hy gegee het, was die reënboog, en ons het gesien dat in die laaste dae sal dit wees soos in die tyd van Noag, en daar het ons ook al reeds gepraat van die teken, wat dan nou vir ons gegee is, vir ons generasie, is dan die besnydenis van die hart, en dit is wat ons ook nou hierso sien, in Deuteronomium 30 vers 6, weer eens, die Ou Testament moes dit fisies beleef het, besnydenis van die vooruit, en dan in ons tyd beleef ons dit geestelik, die besnydenis van die hart. Nou, soos ek gesê het, nou, onthou julle die eerste
bloedverbond wat God met Abraham gemaak het met die diere wat hy in die helfte moes gesny het. Nou hierso waar hulle self moes besny het, is ook 'n tipe van 'n bloedverbond. Nou God gee vir hulle vrugbaarheid. Hy sê ek sal julle God wees en hy gee vir hulle rykdom en hy gee vir hulle die land. Maar wat moes Abraham se nageslag gee? Want onthou, ek gee, jy gee. En Abraham sê hy, jy moet my verbond hou en jy moet wandel voor my aangesig. So as die volk daai twee goedjies volg, dan sal God vrugbaarheid vir hulle gee. Hy sal hulle God wees en hy sal vir hulle rykdom gee. Okay, so ons het dan gesien Abraham se oorspronklike naam het beteken the father is exalted en sy naam is toe verander na Abraham toe wat beteken the father of many nations. Genesis 17 vers 6 sien ons, en ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou uit voortkom. Want uit hierdie geslag uit Abraham uit het koning Dawid gekom en Jesus. Ek lees verder om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Ek sal die hele land Kanaan gee as 'n ewige besitting. Nou, meanwhile, terwyl ons Abraham se storie volg, is God ook besig met die res van die mense op die aarde. Ons sien in Genesis 18 vers 20 sê dit dat die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot en hulle sonde is waarlik baie swaar. So ons sien nou onthou dat Lot het mos gekies die land in die rigting van die Jordaan en dit is waar Sodom en Gomorra is. Ekskuus, voordat ek aangaan met die storie van Sodom en Gomorra, wil ek net verduidelik wat gebeur het is, Abraham het buite gesit en daar kom toe 3 mans verby. Nou die 3 mans, as jy bietjie verder lees, sal jy sien is 2 engele en God self. En hulle is eintlik op pad om te gaan kyk wat gaan aan in Sodom en Gomorra, want daar's baie gebeure wat opgaan. En God self wil gaan kom kyk het wat gaan aan daar, want hy het besluit hy gaan Sodom en Gomorra uitwis. En Abraham sê asseblief stop net eers gou-gou, eet eers gou-gau ietsie. En met die gee hulle toe 'n profesie aan Sara, sy vrou, wat sê dat oor 'n jaar sal sy dan swanger raak en sy sal 'n seun kry. So nou gaan ons aan met die storie van Sodom en Gomorra. God besluit toe hy gaan Sodom en Gomorra uitwis. En Abraham, onthou Sodom en Gomorra se hele, dis twee groot dorpe met baie mense, en Abraham sê, God, as ek mag vra, sê nou maar net daar's 50 regverdige mense in die land, gaan jy nog steeds die 2 stede verwoes. En God sê, daar is nie 50 regverdige mense nie. Hy sê, wat as daar 45 is? En God sê, daar is nie, en hy gaan af wat van 30, wat van 20, wat van 10. Om te dink byvoorbeeld in ons tyd van vandag, kan ons byvoorbeeld, al Amerika is gereeld in die nuus, so mens kan sien wat gaan aan in Amerika. Nou, as jy kyk na Amerika, daar is definitief baie regverdige, ordentlike kinders van die Here. Maar as jy nou kyk in hierdie tyd Sodom en Gomorra, God het gesê, daar was nie eers 10 regverdige mense in hierdie dorpie nie, so hoe erg moes dit nie daar gewees het nie. Nou, God het besluit, hy gaan vir Lot gaan red, oor dat hy van Abraham gehou het. Ek het hieronder gesê, God het aan Abraham gedink en hy het Lot gaan uitlei. Nou wat toe gebeur het, is die 2 engele kom toe by Sodom en Gomorra en hulle kry toe vir Lot. En Lot sê vir hulle, asseblief kom bly saam met my in my huis. En hulle het eers gesê, nee, is okay, hulle sal ieder in die plein bly, maar Lot het aangehou, want hy het teen geweet wat se vreeslike mense bly in die dorp. En hy sê, asseblief nee, kom bly eerder in my huis. En terwyl hulle in die huis is, toe het al die mans van die dorp na Lot se huis toe gekom en gesê, asseblief, ons soek uit 2 mans om gemeenskap mee te hê. En Lot sê toe nie, asseblief, vat eerder my 2 dogters, wat ek nie kan verstaan hoekom nie. Miskien het hy geweet, hulle is nie regtig daar vir sy dogters nie, en die mans het aangehou en gesê, nee, hulle soek die 2 mans wat nou net in die dorp ingekom het. Later het die 2 engele die mans getref met blindheid, want hulle was op pad eintlik om Lot se deur in huis af te breek om in te kom. Nou die 2 engele het toe vir Lot gesê, hy beter vlug, want God het besluit, hy gaan Sodom en Gomorra uitwis met vuur. Nou kom ons kyk gou in Ezekiel, is daar ook 'n bietjie meer inligting oor
die rede waarom God Sodom en Gomorra uitgewis het. Jesegiel 16 vers 49 sê hy, kyk, dit was die ongeregtigheid van jou suster Sodom. In trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus, het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en die behoeftige nie versterk nie. En toe hulle hoogmoedig was en gruwelikheid voor my aangesig bedryf het ek, toe ek dit gesien het, hulle weggeruim. So oorspronklik het ek altyd gedink, dit is maar net oor dat daai stukkie waar daar sê gruweligheid, want onthou, homoseksualiteit is in God se oë gruwel. So ek het oorspronklik gedink dat die enigste rede hoekom God Sodom en Gomorra uitgewis het, is as gevolg van homoseksualiteit. Maar as jy nou hierso gaan kyk in Esekiel, kan jy sien dat wat ook gebeur het, is dat veral die ryk mense se hande was toe. Hulle het glad nie na die armes omgesien nie. Nou wat gebeur het is, Lot het na sy skoonseuns toe gegaan en gesê, asseblief, God gaan vuur stuur om hierdie 2 stede te verwoes, volg my, en sy seuns het gedink, hy maak net 'n grap, en toe het hy sy 2 dogters en sy vrou saam met hom gevat en gevlug. Maar as jy die storie gaan lees, sal jy sien dat Lot het baie stadig gevat om te vlug, dat die engele sy hand gegryp het en gesê het, asseblief, jy moet hardloop. En toe op pad uit, ons ken die storie, toe het Lot se vrou omgedraai en teruggekyk, en toe het sy verander in 'n soutpilaar. So, toe Lot en sy dogters ver genoeg was, toe tref God vir Sodom en Gomorra met vuur. So as jy nou ook weer gaan lees, dat hulle toe gevlug na 'n gebergte toe, waar sy 2 dogters gedink het, ek weet nie of hulle gedink het, die enigste mense wat lewe is net Sodom en Gomorra se mense, en hulle almal is nou uitgewis nie. Hulle het toe hulle pa dronk gemaak, want hulle het gesê, daar's nie ander mans om hulle geslag voor te neem nie. Hulle maak toe hulle pa dronk, en hulle elkeen kry toe 'n beurt om 'n kind te verwerk by hulle pa. So julle sal sien dat die oudste ene het 'n kind gekry, en dit is dan die Moabiete, wat ons dan weer gaan lees oor in die hele Ou Testament, en dan die jongste ene het 'n kind saam met haar pa gekry, en dit is die groep mense, die Ammoniete. Nou wat gebeur het, is dan hierso in Genesis 20, het Abraham toe weggetrek en gaan bly in die Suidland. Nou, ek spot en sê, nou dis nie Bybels nie, ek sê net miskien dit wat toe nou gebeur het tussen sy broerskind en die dogters, wat toe nou kinders gekry het by hulle pa, was hy miskien skaam en toe het hy weggetrek, nou dis nou maar net my siening. En daarso ontmoet hy toe vir Abimelech. Nou, ons gaan weer in die storie van Isak sien, dat Isak ontmoet ook vir Abimelech, maar dis nie dieselfde persoon nie. Abimelech is net 'n titel, dit beteken, my dad is king, so Abimelech beteken eintlik net prins. So Abraham trek weg tot by die Suidland, en hy ontmoet vir Abimelech. En hierso sê hy weer eens, dat Sara is sy suster, en nie sy vrou nie, en God waarsku hom toe in 'n droom, en sê hy, Sara is nie jou vrou nie, sy is 'n getroude vrou. En Abimelech sê toe vir God, hy het regtig nie geweet nie, dit was absoluut onskuldig, hy het dit met 'n goeie hart gedoen, hy het nie daarvan geweet nie. En toe het hy vir Abraham gesê, asseblief, daar's my land, gaan woon net waar jy wil. En dan wil ek ons moet gaan kyk, ek lees vir ons uit die Bybel uit Genesis 20, vers 17 staan daar, toe het Abraham tot God gebid, en God het Abimelech gesond gemaak, ook sy vrou en sy slavinne, sodat hulle kon baar. Want die Here het elke moederskoot van die huis van Abimelech geheel en al toegesluit, terwille van Sara, die vrou van Abraham. Nou die eerste keer toe ek dit lees, toe kon ek glad nie verstaan, dat hoekom is al die moederskote toegesluit as gevolg van Sara nie. So as jy nou mooi onthou, die storie gaan dink, en onthou, dat Sara is veronderstel om nou binnekort 'n kind te kry, Isak, wat die belofte kind is, en as sy byvoorbeeld nou in die huis ingeneem was van Abimelech en sy het swanger geraak, dan kon daar dalk nou mense gewees het wat gesê het, wel, miskien is dit nie Abraham se kind nie, is dalk Abimelech se kind, maar ons kan nou sien hierso in Genesis 20, dat al die vroue van Abimelech se huis kon nie kinders kry nie. So daar is geen twyfel dat die kind wat dan gebore is, dan enigstens Abimelech se kind kon gewees het nie. Genesis 21 vers 2 sien ons dat Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het.